Ons gesels môre met Pieter van der Berg, senior adviseur van Aluma Capital. Ons praat oor belasting en inkomste ten opsigte van beleggings en sonder ook oor wat die afgelope naweek gebeur het in die markte. Goeiemôre Pieter. Goeiemôre Pierre, goeiemôre Jennifer en goeiemôre aan ons kykers. Pieter, ons het nou gesels bietjie in die nuus ook oor die feit dat die straat van Hormuz nogal 'n redelike besige plek is oor die naweek. Wat se effek het dit en ander gebeure op die markte gehad die afgelope week? Wel, as ek so 4 weke terug gaan en ek kyk na ons pensionaarsse, het baie van my kliënte wat besig is om af te tree, het my laat weet dat hulle portefeuilles met R200,000 geval het net voor aftrede. Tjok. En dis in 'n kwessie van 3 weke. So daar's 'n definitiewe impak wat verrykend is veral vir mense wat naby aftrede is, want ewe skielik moet jy daai geld opmaak. So daar's impak. Natuurlik die olieprys speel 'n groot rol. Ons het gesien dat omdat die streek toegemaak het, die Hormuz streek toegemaak het, die olieprys met 4% oor die naweek opgegaan. Oor die naweek weer. So ons het 'n verskriklike wisselvallige ekonomie op die oomblik wat natuurlik die hele impak het op fabrikasie, kos en dit alles gaan deurkom op die einde van die dag op ons sakke. Waar ons gaan meer gaan betaal vir goederes. En dis 'n werklikheid. Ek dink nie hierdie probleem gaan homself oornag oplos nie. Ons sit amper in 'n 2 maande siklus en daai siklus moet immers in die stelsel geabsorbeer word en dit moet nog deurkom. Ons sien dat die petrolprys klaar opgaan en diesel en parafin. Ek dink dit gaan nog opgaan en dit gaan nog 'n verdere impak hê op ons finansiële situasie in Suid-Afrika. Dit het ook 'n impak op inflasie, soos wat ons sien inflasie neem toe. Wat impak het dit op individue se beleggings en hulle finansiële posisie? So inflasie het 'n direkte impak op wat is die einde van die saak, hoeveel geld jy kan gebruik wanneer jy aftrek. So wanneer inflasie opgaan, beteken goederes raak duurder. Wanneer goederes duurder raak, beteken jou produk waarin jy belê het, moet kan byhou of beter doen. En daarso is die verskil, want baie mense dink inflasie, regering sê 3%, ons gelukkig met 3%, maar as ons kyk na petrol, wat nou, dan is dit ver bo die inflasie van 3%. Dit gaan oorrol in kos, so kos gaan duurder raak. Medies is al klaar 10%. So die realisme is, wanneer jy belegging doen, is jou belegging gegeer om bo 10% te presteer, sodat jy inflasie in ag neem, lewenskoste, sodat jy kan byhou. So wanneer jy wil aftree, is jou geld vandag werd dieselfde as wanneer jy eendag aftree en die koopkrag daarvan. En dit is waar die geheim lê, hoe diversifiseer jy jou beleggingsportefeulje om seker te maak dat jy bou oor daai trend. Is diversifikasie dan die antwoord? As 'n mens kom, jy het nou nog gepraat, jy praat nou van 10%, jy moet bo 10% presteer. Beskikbare inkomste vir almal is al hoe minder. Is dit dan die oplossing vir mense as hulle 'n hoër inkomste van 'n beleggings wil hê? Eerstens vir mense sê daar's beleggings, hoor jy die inkomste wil hê of die opbrengs van jou belegging, hoe raak die risiko. So baie mense is in 'n siklus waar hulle by die banke is en nou kom hulle uit hulle siklus uit. Rentekoerse is nie op die beste wat dit is nie en nou moet hulle alternatief kies om by te hou. Want sy daai tyd belê teen 11% of 10% en nou kan hy kry 7%. Iewerste moet daai geld opgeneem word. So wanneer jy kyk na beleggings, moet jy verstaan en dit gaan oor kennis. En ek is 'n voorstander van kennis. Maak seker jy verstaan waarin jy belê, wat is die risiko's daaraan verbonde? Nie alles moet in 'n mandjie te wees nie. Ek dink jy moet diversifiseer, verskillende oplossings kry en party produkhuise moet jy 'n kombinasie van produkhuise bymekaar sit om regtig waar 'n goeie portefeulje bymekaar sit wat gebalanseerd is. Nou, kom ons praat oor die belastinglas. Hoe kan mens dit strategies beter bestuur om die meeste uit jou beleggings uit te kry? Meeste mense is in 'n rentedraande belegging. As jy pensioen het en jy het geld in die bank en jy daai rentedraande beleggings, dan word al die inkomste saamgesit en dan gaan jy op 'n koers van 18 tot 45%. So as jou belasting bo 18% is en jy klaar rentedraande goederes en jy verdien meer as die toegelate rente wat die regering gee vir individue, dan is dit beter om te kyk om 'n dividendinkomste te verklaar, want dan word jy belas teen 20% en daai inkomste word nie by rente of algemene belasting saamgevoeg nie. So hy staan op sy eie been en of jy nou R1 verdien of 20 miljoen rand se dividende verdien, die belasting is 20%. So iemand wat wel af is, wat bo 1.8 miljoen rand verdien, wil nooit rente verklaar nie, want hy gaan 45% betaal aan rente. Hy sal eerder kyk om dividend te verdien. So baie van ons kliënte kry 'n kombinasie van rente samestelling
en dividendbelasting sodat jy op die einde van die dag die beste uit jou belegging uit kan kry. Wat se produk het Aluma op hierdie stadium wat mense met daai tipe van kan mense sê beperkte inkomste kan uithelp? Ons het hoë risikoprodukte op groei en lae risikoprodukte ook op groei in 'n kombinasie van rente en dividende. En ons flagship produk is eintlik die 12.6 in my opinie, en dis 'n produk wat 100% kapitaal beskerm. Want so almal se vraag is, hoe bestuur ek hierdie risiko? Nou wil ek die risiko bestuur, so ek gaan op 'n kapitaal beskerm produk wat vir my 100% gee. Ek wil 'n produkkie waar die fooie laag is, so dan het ons die fooie ingewerk, laat Aluma die fooie betaal en die kommissie, so die kliënt kry nie 'n verlies op sy kapitale belegging nie. Kan 'n begunstigde nomineer, en vir pensionaars, of enigiemand 'n belegging het, wat verstaan, as jy geld in die bank het, kan jy nie begunstigde nomineer nie, so jy dra groter las op die boedelbelasting en die eksekuteurfooie. So jy wil graag 'n begunstigde hê, dan jy kan geld bysit en onttrek en ons laat dit toe, en wanneer jy in 'n groeifase is van 5 jaar, of 'n inkomstefase, kan ons jou tussen die twee produkte omswaai sonder enige kansellasie fooie. So wat nou gebeur is, iemand sê vir my, Pieter, ek wil nie vir 'n 5 jaar produk, want ek wil 2 jaar, dan sê ek vir hulle, vat die 5 jaar groei. In 2 jaar, miskien 18 maande, miskien 24 maande, 3 jaar, kom jy en sê vir my, ek wil nou graag inkomste hê. Dan skakel ek jou oor van groei na inkomste, en dan verdeel ek jou portefeulje op in tussen rente en dividende, en jy kry dan die voordeel van die volle groei teen 12.6, en jy kry die voordeel van die inkomste teen 12.6. So dis 'n wen-wen situasie, risiko's bestuur, kostes is bestuur, boedel is afgehandel, belasting is nagekyk, en wat meer wil jy in 'n produk wat regtig waar omvattend na al jou belange omsien? Nou, julle het die 12.6 produk, wat jy nou van gepraat het, julle het ook 'n 13.2% produk. Vertel ons 'n bietjie daaroor. Hierdie produk het dieselfde samestelling van eienskappe, maar sy risikobestuur is anders, want sy het addisionele opbrengs aan die einde van 'n termyn, waar jy in die groei kan addisioneel bo die 13.2. Die risiko daaraan verbonde, jou kapitaal is nie 100% beskerm nie. Die batebestuurder van soos Aluma doen alles in hulle vermoë om seker te maak hierdie bates wat ons bestuur is op standaard en dit nie noodwendig 'n negatiewe groei nie. Maar daar's altyd risiko, en daarom moet mense dit uitbalanseer. Wil jy graag groei komponent hê, en wil jy dalk 'n inkomste komponent hê, en hoeveel van hierdie waarde wat jy het in jou belegging wil jy jouself blootstel aan? En is gewoonlik 'n kombinasie van hoeveel persentasie jy as gemaklike individu is, wat sy risiko. Ek het mense wat hoë risiko's hulle hele lewe lank op aandelemark, en hulle sê hulle gee nie om, ons is nog altyd in die aandelemark. Ons doen nie aandelemark nie, maar hulle is gewoond aan die risiko, so hulle is baie gemaklik met die hoë risiko, want hulle verstaan die markte kan op en af gaan. En hulle aanvaar dit. Jy praat van op en af in onsekere tye. Hoe kommunikeer julle by Aluma met julle beleggers? Wel, ons beleggers, eerstens as hulle by ons belê, kry hulle toegang tot ons mobiele app. Op die app kan jy alles sien. Natuurlik kry jy ook net ons slow lounge access, so jy kan internasionaal vlieg deur ons unlimited met jou en jou vernoot, kan jy reg oor die wêreld en lokaal vlieg op ons onkostes op die slow lounge. Op die app kan jy sien, jy kan ons op webwerf kan jy ons besoek. Jy kry elke maand 'n staat, jy kan natuurlik ons inbel. En ek reken baie van ons kliënte hou daarvan om 'n gesig tot gesig gesprek te hê. Ja. So ons nooi kliënte na ons toe kom. Ons ry graag na kliënte toe reg oor Suid-Afrika, ons sien hulle ook daar. So daar's 'n verskeidenheid van maniere hoe kliënte by ons kan uitkom. Ons is nie 'n produkhuis wat glo om 40 kantore oop te maak. Dit is nie koste-effektief nie. Vandag is alles meestal elektronies. Meeste van die kliënte verstaan die konsep om elektronies op te teken. So ons gee verskillende opsies om by kliënte uit te kom wat vir hulle gemaklik is. Party kliënte hou daarvan om pen en papier te teken, dit doen ons. Party mense sê nee, teken my elektronies op. Ander kliënte sê nee, ek wil jou kom sien. So dit gee kliënte die geleentheid om regwaar aan hulle eie gemaksoon met ons besigheid te doen. Nou ja, Pieter, baie dankie vir julle moeite vanmôre. Ons tyd is nou verby. Dankie vir die gesels, dankie vir die inligting vanmôre en vir die insig vir alles te kom by die markte en die opsies. Baie dankie Pierre, dankie vir die geleentheid. Nou ja, daar sit Pieter van der Berg, die senior adviseur van Aluma Capital. Besoek gerus aluma.co.za vir meer inligting. aluma.co.za oor die verskillende produkte of stuur 'n e-pos aan dgo@aluma.co.za. Ons is nou weer terug en dan gesels ons met AJ Pinaar, 'n rolstoel tennisspeler.